Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Die hosting van die podcast word betaal deur my boekverkope, maar jy kan vir my 'n koffie koop om te betaal vir die tyd wat ek insit om hierdie podcast te skep. Gaan na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Dit kan eenmalig wees, of jy kan my weer in die toekoms borg. Jy kan ook altyd die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Gaan na payup.com/Ronel Janse van Vieren/collection/Fairies and Folklore podcast audiobooks om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van watervee. Vandag se vee, meervrou. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Meervroue is beskryf as uiters mooi en promiskuur met sterflinge. Meermanne is beskryf as besonder lelik en skibberig, met varkagtige gelaatstrekke, groen hare en lang, skerp tande. Die enigste manier om tussen meervrou en mens te onderskei, is dat hulle dun webbe tussen hul vingers het en hul voete is platter. Meervroue word in sommige dele van Ierland as boodskappers van ondergang en dood beskou. Daar word vermoed dat meervroue spesiale klere dra wat hulle in staat stel om deur seestrome te swem en 'n klein rooi kappie soms met vere versier. In koue noordelike waters dra hulle robbevelmantels en neem hulle die voorkoms en eienskappe van robbe aan. As 'n sterfling 'n meervrou se kappie of mantel sou konfiskeer en wegsteek, sou die meervrou landgebonde wees. Vissermanne doen dit om 'n ryk meervrou bruid te hê. Hulle het hope skatte van skeepswrakke. Maar net soos die robbeveebruid, as die meervrou haar versteekte mantel of kappie vind, sal sy terugkeer na die see en haar man en kinders agterlaat. En nou, vir my interpretasie van die vee, en 'n oorsprong van die vee, meervrou. Meervroue hou die siele van verdrinktes in hokke totdat hulle deur swart honde, gewoonlik Grimms of Pagès, versamel kan word om na hul laaste rusplek in die onderwêreld te gaan. Hulle leef in die tussenwêreld teer for fun, die land onder die golwe, net soos die meeste ander vee wat binne die watervee klassifikasie val, byvoorbeeld robbevee, sirenes, django ensovoorts. Net soos alle vee kan hulle hul voorkoms na goeddinke verander, wanneer hulle nie in hul meer minagtige vorm is nie, versterte en al, dra hulle warmer jasse wat soos robbevel lyk om ysige water te oorleef. Die webbe tussen hul vingers en tone maak dit makliker om te swem. Al towerkrag word in hul rooi kappies gehou, waarsonder hulle nie naby ander meervroue durf gaan nie, uit vrees vir slawerny. Dit is beter om die mens wat dit gesteel het uit te wag en voor te gee dat sy gevangene geneem is, as om ware pyniging aan die hande van hul eie vir ewig te trotseer. Meervroue, soos alle vee, geniet dit om met mense te speel. En hoewel hulle teen storm sal waarsku, is die kans goed dat dit hulle was wat dit geskep het. Sommige jag selfs mense om hulle te eet en hou hul siele in hokke as troeteldiere. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van meervrou na Engels. Merrow. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag.
Pas op.